balans is nie reg nie, dat ons die wen die enigste doelwit maak, en op die einde wen mens nie. En daar waar ek vir mense gesê het, kom ons vergeet bietjie van die wen, kom ons eintlik op die einde by die wen uit. En dit is waar ek vandag wil praat, daai ewige stryd tussen wen en ontwikkeling. En ek dink ontwikkeling, ja, in terme van die sportman of die sportvrou, ontwikkeling in daai sport, maar vir my as 'n ouer, emosionele ontwikkeling. Die emosionele ontwikkeling, dit wat ek hoop as 'n ouer sport bring vir my kind. Die veerkragtigheid en die leierskap en die dissipline en wat ook al alles sport bring, daai ontwikkeling kan nooit minder belangrik wees as die wen nie. Ons het 77-0 verloor. Dis 'n gevoelige nekslag, soos die taalmense sou sê. So, jy is deeglik bewus van wat op die veld aan die gang is. Jy weet, om 77 punte teen jou te kry in 'n uur daar's van die begin af maar eintlik hierdie tsunami begin en hy het net aanhou bly kom. Moet asseblief nie aandag vestig op ons nie. Kan ons 15 net so elkeen net van die veld af verdwyn en nou moet jy deur 'n tonneltjie gaan met 'n tannie wat jy glad nie ken nie, wat vir jou kyk in die oë en vir jou hande klap. Dit was baie sleg. As ek nou moet vat wat 'n wen en wat 'n verloor vir my kind in sy ontwikkeling beteken as 'n mens, nê, dan is dit seker die swaarste ding om na 'n totale nederlaag iemand se hand moet te gaan skud. En dis een van die goed wat ek eintlik met deernis dophou op 'n veld, wanneer my kind verloor het, en daar is 'n respek, jy gaan elke een se hand skud, jy gaan die ander afrigter se hand skud, jy gaan die ref se hand skud of hy nou onregverdig geblaas het of nie. Dit leer geweldig baie. 100%. Ja, ek stem daarmee. So ek is jammer, Gielie, dat jy deur die tonneltjie moes stap. As ons sê wen is wonderlik, maar ons wil hê die kind moet okay wees, en ons wil op die ou ende hê, veral op 'n jong vlak waar jy wil op onder 11 vlak en op onder 12 vlak wen, maar jy wil hê die kind moet aan die einde van die seisoen 'n beter speler wees. Die span moet beter wees. As ons nou vir 6 maande gaan oefen en 3, 4, 5 keer 'n week tyd daaraan gaan spandeer, kan ons nie net wen nie. Ons moet ook aan die einde van die seisoen beter wees, want volgende jaar moet iets gebeur. En in my werk het ek al baie keer gesien waar mense op die kort termyn fokus net op die wen. En die ontwikkeling vind nie plaas nie. En dan die volgende jaar, dan haal dit jou in. Waar ek baie keer jong spelers jammer kry is as daar 'n wen of 'n verloor was. En jy sien die ouers staan reg langs die rugbyveld of reg langs die netbalbaan of die hokkieveld. En daai kind stap af van daai veld af. En hy's moeg. Hy's teleurgesteld. Hy's honger. Adrenalien en kortisol en alles is besig om deur sy liggaam te gaan. En die pa of die ma wat dan langs die veld gestaan het en nou 'n uur en 'n half dit beleef het. So mense verstaan heeltemal waar hulle vandaan kom, want hulle het nie noodwendige uitlaatklep gehad vir wat hulle nou net beleef het nie. En in daai oomblik stap daai kind af en kyk op na die ouer en al wat daai kind wil hê is 'n high five of 'n drukkie of net 'n erkenning van hulle. En daai ouer begin sê, hoor hierso dit en dit. En hoekom nie dit nie? En hoekom het dit nie? En dit en dit. En dan wil ek net vir die ouers sê, jy kan nie nou dit doen nie, want eerstens hoor die kind glad nie wat jy nou sê nie. Dit is nie fisies moontlik nie. Tweedens kan hulle glad nie onderskei tussen wat jy sê nie. So alles klink nou erger as wat dit is, want die vel is bitter dit. En derdens het jy nog nie gedink aan wat eintlik gebeur het nie. Jy het tog nie gaan sin maak nie. So direk na 'n wedstryd wil mens 10 goed sê. 2 ure later besef jy, daai 5 hoef ek eintlik nie te sê nie. En as jy vanaand die gesprek het, besef jy, daar's 1 of 2 goed wat ek eintlik wil sê. Ek dink daai wat jy sê van die refleksie dat 'n kind jou oë soek, direk na daai verloor. Nie altyd, ek dink hoe ouer hulle word, hoe meer spesifiek is jou plek as 'n ouer, en jy wag maar om te kyk, soek hy my oë? Wil hy my drukkie nou hê? Maar ek dink soveel keer kyk hulle ook na jou reaksie, en ons het ongelukkig in 'n laerskoolkonteks al 'n ouer gehad wat dit was vir my so hartseer oor hoe verbaal negatief die ouer teenoor sy eie kind was,
blaatant deurlopend deur 'n spel, maar dan ook na die tyd, erg sodat almal kan hoor, daai ouer is op die ou end verban van alle wedstryde. Ja, Maar op die ou end is daai kind gaan nog steeds terug na daai ouer toe by die huis. Ja. Daai kind gaan iewers dit hoor en dit voel aan sy nie noodwendig aan sy lyf nie, maar in sy binneste. So, ek dink daai sagte hantering van dit is belangrik. en dan doen ek in die eerste sessie nogal 'n audit om te gaan sê, jy weet, ek wil net verstaan wat is die verwagting wat julle het en wat is die toewyding wat daar is. En byna sonder uitsondering kom ek dan agter, okay, baie keer is die verwagting hoog en die toewyding is min. Die verwagting van die ouer hoog. Die ouer en die speler, O. hulle dink hulle kan kompeteer met iemand wat op daai vlak is, maar hulle toewyding is baie laer as daardie speler se toewyding. En daai gaping tussen die verwagting en die toewyding is waar die spanning die heeltyd is. En dis waar die verlore is die heeltyd. En omdat daai gaping daar is, kan jy glad nie sien jy word dalk beter nie, want jou enigste maatstaf is wen of verloor. En dan sê ek van op 'n stadium, die besluit wat nou geneem moet word is, of ons moet die verwagtinge bietjie laer maak, kan tydelik wees, dit kan permanent wees, of ons moet die toewyding lig. Maar jy kan nie 2 keer 'n week 'n halfuur paar balle slaan en dan wil kompeteer met iemand wat 5 keer 'n week 4 ure 'n dag balle slaan nie. En dan dieselfde verwagting as hulle het nie. Iets wat ek altyd voorstel mense moet doen is om te sê, maar wat doen ons wat is die gesprek wat ons wel na die wedstryd gaan hê wanneer ons wel gaan praat? En dis iets wat afrigters kan doen, dis iets wat spelers op hulle eie kan doen, dis iets wat ouers kan leer aan spelers veral as hulle jonger is. Om dadelik te gaan sê, wat sien ek raak in 'n wedstryd? Behalwe die uitslag, wat heg ek waarde aan? En dis veral moeilik om te doen as jy verloor het. Om te gaan sê, wat het ek vandag goed gedoen? Nou as mens wen, dan is dit baie maklik, dan is daai lysie lank. Maar as mens verloor, is dit veral belangrik om te gaan sê, maar daar is goed wat ek wel vandag goed gedoen het. Dit is nie alles of niks nie. Daar is goed waarop ek trots is. Die tweede gedeelte, en veral in individuele sporte, daardie kinders is baie goed daarmee om raak te sien wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle lysie is baie lank, want hulle daai perfeksionistiese persoonlikhede. Hulle vergeet van die 9 balle wat hulle raak geslaan het en onthou die een wat hulle misgeslaan het. Maar om te sê, okay, wat wil ek van hierdie wedstryd onthou wat ek in die volgende oefening of in die volgende week wil aan gaan werk. En dis belangrik, want dan begin ons daai ontwikkelingsgesprek aan die gang sit om te sê, ons koppel die week se oefening, die wedstryd en die volgende week se oefening, begin ons aan mekaar sit. En wat is dit wat ek dalk wil aan gaan werk? Dat daar praktiese iets is uit hierdie oefening uit. En dan op die ou einde, net om te sê, kom ons gaan kyk wat ons in die begin van die seisoen gesê het, wat is ons maatstawwe, wat is ons minimum vereistes, wat is die prioriteite, is ons nog op koers daarmee? Het ek die vorige week by daai goed uitgekom, of is die verloor partykeer die gevolg van, ek het nie by van daai goed uitgekom die vorige weekie, of is die wen danksy van daai goed wat ek daai week gedoen het? En dit maak die gesprek net bietjie langer. En toe het ons 'n wonderlike 20 minute gesprek gehad. En sy het gesê, okay, wat het julle gevoel na gister? En ek het elke kind in die span 'n kans gegee om te sê, hoe het jy gevoel? En om te hoor hoe jou spanmaat gevoel het. En ons het nie vingers gewys nie, maar ons het gesê, wat gaan ons anders doen? Wat is ons commitment teenoor mekaar dat ons nie weer voel soos ons gevoel het na daai verloor nie. Ons kan nie keer dat ons nooit weer gaan verloor nie, maar ons wil nie so verloor nie, ons wil nie so voel na daai verloor nie. En in die tyd toe ons Dinsdag oefen, toe sit 'n ander span, want toe is daar ewe skielik nou geestelike spasie tussen die verloor en wanneer ons mekaar weer sien, want daar's 'n meer onlandse, positiewe, lekker ervaring gewees. Is dit nie ongelooflik hoe belangrik hierdie, ek dink die wêreld sal dit seker soft skills noem, Ja. hoe belangrik die fokus op dit ook is nie, want as ek net kyk na ons span se program in die week, daar is fokus op gym sessies en dan is daar kondisionering en dan is daar individuele aandag met vaardighede en daar is video, wat ook al, daar's soveel analise wat die spesifieke spel mee te doen het. Ja. Maar daai
soos wat jy nou sê, dit het bepaal hoe is Dinsdag Ja. en ek dink ek weet of ek wonder of spanne die waarde daarvan besef altyd en ek dink dis 'n uitdaging wat ek vir skole sou gee. Laerskool en hoërskool, want elke ontwikkelingsfase van 'n kind is anders om vir sport, kom ons sê die hoof van sport van elke skool uit te daag en te sê maar hoeveel belê jy in soft skills as jy dit nou dit wil noem? Ja. Die een basiese iets wat ek altyd as 'n wenk vir ouers gee om te sê, vervang die woord moet met wil. Vra vir hulle, wat wil jy graag vandag in die wedstryd regkry? Nie wat moet jy doen nie. En as hulle sê, weet jy wat, ons wil vandag ons beste gee en ons wil graag speel om te wen, is ek gemaklik daarmee. Want dis gesonde druk. Dis die tipe druk wat lei tot aksie. Dis nie die tipe druk wat verlam nie. Maar as iemand sê, ons moet vandag wen, ouens julle, jammer, ons moet vandag wen. Dadelik aktiveer dit by sekere spelers ongesonde druk, Raak skoon angs. verlamming. Ja. En wat is dit? Dis net die woorde wat verskil. Om wil is baie beter as moet. Ek wil regtig afrigters aanmoedig om te sê, weet jy wat, die gesprek hoftyd, moet jy altyd vir jouself gaan vra, wat is my doelwit, wat moet aan die einde van 'n helftyd gebeur? Ek wil hê 'n speler moet wegstap met helderheid en hy moet gemotiveerd wees. So, is dit 'n uittrapgeleentheid? Hoe maak ek hulle wakker? Of hoe herinner ek hulle aan wat moet gebeur? En terselfdertyd, wat wil ons hê na wedstryd? Moet hulle wegstap? Moet hulle met hulle koppe op die vloer wegstap? Of moet hulle wegstap en dink, ons gaan okay wees? Ons het baie gepraat oor wat is ons ouers se rol in daai, kom ons sê, wen mentaliteit. En sy antwoord was dat jy moet onthou wie is jy Dinsdag. As 'n ouer moet jy onthou wie is jy Dinsdag. Want op 'n Vrydag praat jy oor die game môre en is jy reg en hoe voel jy en hoe was die laaste oefening en Saterdagoggend sê jy weer jy weet gaan gee jou beste en hoe voel jy en manne is julle reg en dit is die talk en ons gaan hulle nou ore aansit en ons gaan hulle nou wys en daar is al hierdie verwagting. En dan na die game, wen of verloor, ons braai almal saam, daar word gepraat oor wat reg gegaan het, daar word gepraat oor wat verkeerd gegaan het. Analises word gemaak, Sondag word die familie genooi, ons braai weer, dan praat ons weer oor die wedstryd en al die oorseese familie het nou die gestream en die game gekyk en hulle opinies kom nou nog ook by. Ja. En wat jou kind sien is jou fokus op wat daai wedstryd beteken het. En dan Maandag is daar nou miskien 'n terugvoersessie en miskien 'n paar dinge, daar's nog so half 'n oorblyfsel van die naweek se sport. Maar Dinsdag is daar weer 'n wiskundetoets of die meisie het jou gelos of normaliteit tree terug. Pizzas moet bestel word, kos moet gemaak word, dinge moet gebeur by die huis en dan is dit amper asof daar 'n neutrale atmosfeer is gewoonlik in die huis en dan vra jy wie is jy as 'n ouer Dinsdag en wees altyd die Dinsdag ouer. So jou kind moet nooit voel dat daai fokus op wen of verloor en daai fokus op al die ander dinge bepaal ook jou ouerskap en hulle verhouding met jou nie. So dis 'n goeie vraag om te vra en te onthou wie is jy Dinsdag. Ek hou baie van daai idee om te sê die normale, die tipe mens wie mens wil wees is wat jy op 'n Dinsdag is.